Jeg har vært livet for deg. Din kropp er grønn, svart og mild. Og bare så seg akkurat selv. Et blod som øker luften der. Til det blir det stiger. Så til det
Himmelvater, erkannt du, Königliche Erben och verliehen. Heiligen Urstein verliehen, so ein Lied nach verloren. Himmelvater, erkannt du, Königliche Erben och verliehen. Du slechts i början, i vanlig värld, i både vatten, ägg mig ditt röd, och form mig en man. Yeah.
groot geleentheid wat ek het om vanaand die woord te kan bring. Ek wil vra dat U my lippe sal salf, Here, en dat ek net 'n kanaal in die hand sal wees waar ek hierdie sal praat, Here. Dankie dat die woord wat sal uitgaan op vrugbare grond sal val, Here, in verstand en brein en gedagtes wat vinnig van begrip is, Here. Dankie Heilige Gees dat U die woord openbaar en dit wat dalk mag oorkom asof dit onverstaanbaar is, dat U die oorvertaling en die verduideliking sal doen. Dankie Heilige Gees dat ek my afhanklikheid totaal en al aan U kan bekend maak en sê, Here, ek is net 'n instrument in U hand, word verder verheerlik, niks van my nie, alles van U. Dankie Here dat U in die volheid gekom het en dat U in die volheid teenwoordig is. Al die lof en die eer en die aanbidding kom U toe en ek sê vir U baie, baie dankie in Jesus naam. Amen. Loof die naam van die Here. Is jy bietjie moeg? Is jy bietjie moeg? Ek het so gewoonte by die werk, wanneer ek mense bel, en ongeag van hoeveel keer die foon lei, en hoe lang of hoe kort hy lei, dan vra ek vir die ou, het ek jou wakker gebel? En dan baie van hulle begin lag, en hulle dag is sommer beter, ander is dadelik bietjie omgekrap, en dan sê ek, ek probeer net jou aandag kry, ek weet nou, jou aandag is by my, en dan volg die res van die gesprek. U kan solank die woord oopmaak, die van die wat saamgebring het, by Jakobus 3, vers 11. Ek wil net gou hierdie goed bietjie vorentoe skuif. Die emmer is 'n backup. Loof die naam van die Here. U lees saam met my Jakobus 3 vanaf die 11de vers. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Die boodskapvertaling sê dit baie mooi. Hy sê, het jy al 'n kraan oopgedraai waar daar terselfdertyd vuil en skoon water uitloop? En niemand het dit al reg gekry nie. Dit sê vir 4 maande op vakansie was en jy dan die kraan oopdraai. Kom is 'n bietjie vuil uit en dan skoon. In 2020 het my skoonpaale uit die dorp uitgetrek na plot toe en al was soveel beloftes rondom hierdie plot en wat dit bied en als dit die ou dit so lucrative, so aanloklik laat lyk en fantasties en hoe hulle nou hulle goedjies gepak het en hulle is hier afkaap toe en ons begin so deur beweeg en ons begin kyk na die belangrike goed soos die krag en sekuriteitsstelsel in die hekmotor en die water en daai en toe kom ons agter hierdie ou het vir ons dinge gegee en so gelief vir ons dat daar nie eers woorde eintlik vir dit is nie. En wat het toe nou op die einde van die dag wat die water aanbetref, moes my skoonpa toe iemand kry om weer die boorgat oop te maak. En ek was nogal opgewonde want ek het altyd gesien as hulle verby, as jy verby die huis ry, dan boor hierdie ou vir water en dan weet jy daai ou uit 'n paar rand, want dit is baie duur. En ons het die vorige aand gaan oorslaap daar, want ek wil hier besigheid, ek wil by die hek wag vir hulle moet my nie daar kry nie. Ek wag vir hulle daar. En die proses om 'n nuwe gat te sink en die proses om een weer oop te maak is baie dieselfde. Dieselfde toerusting nodig, dieselfde span, dieselfde masjiene. Die prys kan dalk so 'n bietjie verskil en die opwindende deel van wanneer hulle 'n boorgat oopmaak is wanneer daar weer water uitspuit aan die bokant. Die van die wat dit al gesien het. En dis nogal 'n straal wat spuit. En almal hardloop in 'n rigting want daar kom so slykerige modder saam en sediment en allerlei dinge wat nou maar deur die jare opgebou het.
En baie keer, as sulke dinge gebeur, dan probeer dit eerder by die foodie, die expert uitkom oor hoekom hierdie dinge gebeur, wat hy ook kan doen om dit te verhoed, en so aan. En die eerste verduideliking wat die man gee, hoekom die boorgat toegeval het, is omdat hy nie gebruik was. Hy was nie gebruik. En die raad wat hy gee nadat die boorgat toe nou oop is, hy sê vir my skoonpa, moenie nou waar oor die krag nie, moenie omgee nie. Maak hierdie boorgat, sit hom aan en laat hom vir 48 uur onophoudelik loop. En nou is ons skieurig en ons kyk en hierdie water kom so oranje kleur uit, en ons 'n groot yster inhoud in die water, en soos wat die water aanhou uitkom, word al hoe skoner en skoner en skoner en skoner. En die sediment in daai goed, wat so opbou baie keer, bring 'n wanbalans, en dan moet jy hierdie stelsel uitspoel, en jy moet hom laat aanbeweeg die hele tyd, en die hele tyd water deur dit sit. En ek het gaan kyk, die titel van my boodskap vanaand, is die fontein waaruit jy skep. En toe ek die titel kry, vra ek vir die Here, I don't know, sê ek Here, ek weet nie, maar U het vir my gegee, en U sal dit verder deurvoer vir my, en ek gaan kyk bietjie na die Bybel, want dit is maar die beste riglyn en plek om te gaan kyk, en ek gaan kyk wat het putte gebied, en wat het fonteine gebied, en 'n put, eienskappe van 'n put is baie diep, en dis deur mense gegrou. Die tipe water wat jy in 'n put sal kry, is standhoudende water. Jy het 'n tou en 'n emmer nodig om dit uit te kry. En omdat dit so diep is, baie keer kom jy nie dadelik agter as dit besig is om op te droog. En as jy dan eendag voel, ek het 'n lekker vol emmer water en hy kom daarbo uit, dan sien jy hy is halfpad vol sediment en modder. En die boonste water lyk amper brak. Die funksie van 'n put bring verfrissing en dit onderhou lewe. Vir daai oomblik as ek daai water uit die put uithaal, dan kan ek dit proe, dit laat my beter voel, dit laat my afkoel, dit laat my fokus weer regskuif. 'n Fontein, die definisie van 'n fontein is, dit is natuurlik en dit beskik oor 'n God gegewe uitvloei. Die diepe water wat jy daar kry is lewendig, dis vars, dis vloeiend en dit is konstant in beweging. Dit hou nie op beweeg. Die funksie van fonteinwater, dit maak skoon en dit reinig. Dit bring vernuwe. It rejuvenates, die Engels klink so mooi. En dit bring herstel. Dit kom direk van God af. Hy is die bron. Hoor wat sê die psalmdigter, Psalm 36 vers 8 tot 10, hy sê, hoe kosbaar is die goeie tierenheid, o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van die vleuels. Hulle verkokel aan die vettigheid van die huis en laat hulle drink uit die stroom van die genietinge. Daai vers is baie belangrik, want by U is die fontein van die lewe. Hy besef, hy kom agter, die fontein van die lewe is by U. In U lig sien ons die lig. Dawid kom in die psalm en hy skryf hierdie omvattende psalm van die goeie tierenheid van die Here. En hy kom tot die besef en hy sê, Here, ek besef dat ek dit nêrens anders op aarde sal kry as by U. Ek het geen ander plek waarheen ek kan gaan om dit te gaan kry as by U nie. U is 'n lewende God en daarom vloei daar lewende water uit. Nêrens anders waar ek myself sal bevind of waar ek sal heen gaan, sal ek die lig kan sien. Jesus kom by die vrou, of hy sit by die put, en die vrou kom daar aan en Jesus antwoord daar en hy sê die volgende vir haar,
elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. En die volgende vers sê hy van, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Want die water wat ek hom sal gee, in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Ek gaan vir julle illustrasie doen. Kom ons sê hierdie glas verteenwoordig my lewe. En hierdie ander is alledaagse mense waarmee ek te doen kry. En ek het tot bekering gekom en die Here het my vol gemaak. En toe ek daar weggaan, was ek daar nog in onkunde. Ek het nie geweet hoe om altyd te maak nie. En ek het baie keer oorywerig het ek opgetree. En so het ek deur my lewe gegaan en verder vorentoe het ek foute gemaak. En ek het begin leeg raak. Maar ten spyte van dit het ek nog steeds probeer om iemand anders vol te maak. En ek het so 'n bietjie van myself gegee. En ek het so nog so 'n bietjie van myself gegee. En toe kom maar 'n tyd in my lewe Kom maar 'n tyd in my lewe waar die aanslag van die vyand kom. En my baas kom met 'n by die werk aan. En hy gooi so 'n bietjie binne my in. En die taxi ry voor my in. En hy maak my nog 'n bietjie voller. En ek kyk die nuus. En ek sien wat met die brandstofprys gebeur. En dan kom 'n bietjie negativiteit in. En ek staan verder en kyk. En ek raak opstandig. En ek beweeg weg van die Here af. En ek raak vol met al die verkeerde dinge. Nou is ek nog steeds aan die gang. Ek het nou begin om my eie gedagtes hier in te sit. Ek het begin om my eie idees hier in te sit. Ek het begin om my eie wyses hier in te sit. Ek het begin om hoogmoedig te raak, want ek was ons by die fontein gewees. Ek het onbaatsigtig geraak. Nou beweeg ek rond en ek gaan rond by die mense vir wie ek lief is. Medebroers en susters, ooms en tannies, buitekant op die markplein waar die werk so groot is. En ek begin hierdie goed oordra na ander mense toe. En dit wat ek in myself wys gemaak het, dra ek oor na ander mense toe. En jy weet waar die grootste probleem lê? Die probleem lê nie hier nie. 'n deel van dit is hier. Kom ons sê hierdie is die fontein waar ek het gekry het. Die probleem lê definitief nie. Die probleem lê tussen daar weggaan, na hierdie kant toe gaan. Want dan raak ek self voldaan. Dan doen ek goed wat ek nie moet doen nie. Dan kom ek op plekke waar ek nie moet wees nie. Nie noodwendig goed waar jy altyd koppel sonde en ook raak drankverslaaf of rook of wat nie. Ek praat van ander dinge wat die vyand jou eerder mee sal aanval, wat hy eerder meer houvas op jou sal kry. Dan kom jy en jy vra, Here, maar dinge in die koninkryk, dit wat ek wil doen, loop skeef, hoe werk dit, Here? Maar ek lyk so. Ek kan nie meer duidelik sien nie, ek kan nie meer helder sien nie. Jesus kom by die vrou by die put, hy sê vir haar, nadat hy al vertel het van die water wat sal opspring tot in die ewige lewe, sê hy vir haar, of sê die vrou vir hom, sê vir hom, Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry en hier te kom of skep nie. Dat ek nie hoef te kom skep nie. Sy dink, onthou, sy het 'n geskiedenis. Sy het in die middag gaan skep, wanneer ander mense nie daar is nie. So as hulle dalk nie sien nie, dan sal hulle dalk nie oor haar praat nie. Hoor wat antwoord Jesus op.
Jesus sê vir hom, geroep jou man en kom hier. Here, ek wil daai water gehad het. Ons het 'n paar dinge om uit te sorteer eers. Ons het 'n paar dinge om uit te sorteer. En jy weet, dit gaan 'n prys kos. Dit gaan 'n prys kos om daai weer te herstel. Die water in die put en die lewende water kom teen 'n prys. Dit gaan opoffering kos. Jy gaan moet verander, of jy nou wil of nie. Jy gaan jou gewoontes en jou motiewe moet eenkant sit. En dit verander. Dit gaan kos dat jy ware vergifnis bring, vir die wat dit nodig het, voordat jy vergifnis kan vra. Jy kan nie eers na die Here toe gaan, en dan expect, I went to the chief in charge, en nou is ek okay nie. Dit werk nie so. Dit werk nie so nie, met alle respek. Jy gaan op 'n punt moet kom waar jy jouself verootmoedig en jou hart oopmaak en sê, Heilige Gees, wys vir my. Wys my waar. En jy gaan moet reageer, want hy gaan jou teregwys. Hy gaan jou aankla van verkeerde oortredinge. Hy gaan jou aankla van verkeerde taal gebruik. Nie noodwendig vloek nie, ons los Pinkstersonde in die wêreld nie uit. Ek praat vanaand met die liggaam van Christus. Want jy weet wat die probleem is. Die wêreld wil niks met ons uit te waai nie. Al lyk ons motiewe goed, belê ons verkeerde negatiewe goed in hulle. En dis hoekom hulle nie na ons wil kyk nie. Dis hoekom hulle nie 'n begeerte het om hiernatoe te kom nie. En die Here is so amazing. Alles wat hierin is, kom glad nie van hom af nie. Niks wat hierin is, kom van hom af nie. Niks nie. Maar kyk hoe awesome, roerend en wonderbaar is die Here. Hy sê vir jou, bring dit vir my. Ek wil dit hê. Bring dit vir my. Gee dit vir my. Ek sal met dit deel. En as jy dit bring, moet jy dit daar los. Wanneer jy met opregte hart kom en bely. Die Here is getrou. Hy sê hy is getrou en regverdig om ons alles oortreding, ons sonde. Enige ding wat jy verkeerd gedoen het, vergewe hy. Ongelukkige party van die goed wat ek gedoen het, saad wat opkom. Moet maar die vruggies eers eet. Ons gaan nie nou die boom uitkap en ons gaan die vrugte weggooi nie. Ons moet hulle ongelukkig eet. Dis een van daai dinge, maar hy gaan jou help om nie weer te oortree, om nie weer dieselfde foute te maak nie, want jy gaan nou 'n ander rigting inloop en hy gaan jou paai gelyk maak. Hy gaan jou lei. Psalm 119:105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Dan kan ek ons gaan, as ek dit hou volgens die woord, dan weet ek wat ek kan doen om te beweeg. Here is getrou. En hy vervang alles. Easy. En dan kom hy, wanneer jy jouself verootmoedig voel, jy kyk nog so 'n bietjie in die hek, maak nog so 'n bietjie foute, en dan kom jy op 'n punt waar jy sê, Here, kan rip het of, we kan open it up. Here, ons gaan hierdie hele ding oopbreek. Die pleister afruk en ons, want ek het nie nodig. Dan kom die Heilige Gees. En alles wat jy verkeerd gedoen het, onvergewensgesindheid, wanneer jy nie meer hartseer het nie, wanneer jy nie meer weet wat ek kan doen nie, wanneer jy nie meer weet hoe om op te staan nie. Here, ek weet nie om te vergewe nie. Ek weet nie om na U toe te kom nie. Here, ek het nie woorde nie. Dan kom hy en dan sê hy vir jou, ek herstel jou hartseer en blydskap. Die haat wat jy dalk in jou het, bring ek vir jou liefde. Dit wat jy nodig het, ek kom vervang dit alles met iets anders. Iets wat ewigheidswaarde het, iets wat deurdringend is. Loof die naam van die Here en hou nie op nie. Hou nie op nie, hy maak skoon, 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 hy maak skoon. En dalk is daar nie elke dag, is dalk nie in een oomblik nie. Maar jy kan sien die verskil wat dit bring. Jy sien die verskil wat dit bring. Loof die naam van die Here. Nou kom ek op 'n punt wat ek sê, Here, ek het U nodig. Here, help my.
Dis lekker in die teenwoordigheid, Here, ek het dit nodig, kom nog, Here, and say, I'll clean you up from the inside out, sal ek jou verander. Loof die naam van die Here, en ek sê, dankie Heilige Gees vir die geleentheid en die voorreg wat ek kan hê om meer tyd in die teenwoordigheid te spandeer. Dankie Here, maar hoe gaan ek myself bewaar hiervan, Here? Hoe gaan ek myself bewaar? Om die bloed van Jesus. Om die bloed van Jesus. En maak jou toe. Jy is onder sy bewaring. Jy is onder sy beskerming. En maak nie saak in watter situasie jy jou bevind nie, dan kan hulle hierdie maar bring. Dit maak nie 'n verskil nie, dit loop net af. En dan is jy in 'n ander posisie, dan is jy in oorwinning, en dan kom die Heilige Gees en die gawes van die Here in vervulling met jou lewe, en dan bring dit verandering. En weet jy wat, as jy nou op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek het iets om vir daardie persoon te gee, dan kan jy weer oopmaak. En die leiding van die Heilige Gees sal jou dadelik help en sê, maak toe, hier kom iets wat jou weer gaan besoedel en besmet, dan kan jy weer toemaak, en as jy in die teenwoordigheid van die Here weer ingaan, dan kan jy weer oopmaak, en dan kom hy, en hy kom maak jou weer propvol, sodat jy verder kan aangaan. Loof die naam van die Here. En as Satra lava sila pantolo robo seda lava santa lava ina. Jy word verseël met die bloed van Jesus, en solank jy bedek bly, sal jy veilig wees. Die aanslag gaan kom. Dit gaan kom. Die nuus, jy weet, ek wens mense wil die woord van die Here glo, soos ek hulle die nuus in die huisgenoot glo. In die Koran. Ons maak dit vir onsself so moeilik baie keer. So ongelooflik moeilik. Ek sluit af met hierdie laaste teksvers. Openbaring 21 vers 6. Dit is verby. As jy op 'n punt kom, waar jy nou moedeloos is, kan jy ook sê, dit is verby. Die Here sê, dit is verby. Hy sê, kyk, ek is die Alfa en die Omega, begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Kan ons nie die Here lof en die eer en aanbidding gee nie. Hy is so wonderbaar. Ek kan nie ophou om te getuig van sy goedheid, sy genade en sy guns nie. Weet, ons het in 2024 'n voertuig gekoop en ons het so net meer as 'n jaar met hom gery en daar kom groot probleme en moeilikheid en ek begin dadelik kyk en ek vra, Here, ek nou hierdie kar uit die wil uitgekoop. Ek gaan soek eers, dis mos nie die Here nie, is by my. Ek sê, Here, ten spyte van, stuur my op die regte pad, dat dit by die regte persoon uitkom om hierdie kar reg te maak. En die lang en die kort, ek laat die kar reg maak, ons is 103 dae sonder ons kar gewees. Dit raak 'n uitdaging, Renée se dae was lank, sy moes al 5 uur ry om my werk toe te vat en alles, maar ten spyte van dit, dra die Here ons deur en dan kom net so op die hondse sterk, kom ek eendag by die plek aan, en ek sien die kar se deur staan so eentjie oop. En ek loop nader en ek wil die deur toemaak, maar hy maak dit toe nie, hy staan net so. En ek dink nee, hierdie ou is nou so gedaan vir my, want ek het al vir hom gesê, dit voel of die hele tyd my kar op die backburner sit en die ander werk eers te doen, want as ek al verby ry op 'n aankom, is daar ander voertuie, en dan is daar weer ander, en myne staan met sy neus in die lug. En ek gaan lees op en ek sien die slot van die kar is stukkend. Ons trek nog R24,000 nou al so, en ek sien die slot bel rond, nie, hy is nie by Fort nie, by ander plek, R3,000, sê nee Here, ek kan vaar nie hierdie nie. Ek skakel hulle, want hulle voor dit vir my gesê, daar is een of ander terugroep op die voertuig, en ek vat die voertuig in, en hulle bel my die volgende dag, hulle sê vir my, ons gaan vir jou 4 nuwe deurslotte in die kar sit. Jy weet, toe ek hierdie my vesting maak, en onder die bloed en beskerming van die Here inkom, toe maak hy my weggelyk, toe maak hy my pad reguit, hy vat my bekommernis weg, hy vat my vrees weg, hy vervang dit met blydskap, vrede
en geluk en harmonie en alles binne my lewe wat ek nodig het. Ek het goed gekry by die Here wat ek nie eens gedink het ek sou kry nie. Gemoedsrus. Ek het dit nog altyd gehad, maar nog nooit in die volheid nie. Net toe ek kom en ek sê, Here, wil volgemaak word net met U. Net met U, Here. Bedek my onder die bloed, maak my toe. Ek gaan weer Openbaring 21:4 lees. Dit is verby. En ek weet nie waar jy jouself bevind nie. Maar ek wil vir jou sê, dit is verby. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Jy sit al vanaand hier. Dalk dink jy nou by jouself, maar dis nog 'n uitnodiging. Dit is een ja. Want die tye is so gunstig, die geleentheid is so gunstig. Ek is die Alfa en die Omega. Nie is vanaand water beskikbaar en is verniet. En ek nooi jou uit, of vra dat elkeen hulle oë sluit asseblief. Ek nooi jou uit as jy vanaand van daardie water nodig het. Neem vrymoedigheid. En kom vorentoe, kom kry. Daar's 'n onuitputlike bron. 'n Onuitputlike bron.
die woord. Ons weet God bly goed. Amen. God bly goed. Ons gaan afsluit. My broertieners, wil jy nie vir ons kom afsluit nie, asseblief. Net na die tyd is daar in die voorportaal, is daar koffie, en broodjies, jy is meer as welkom. Ons gaan afsluit. Wil jy kom staan op die voete? Wil jy met die ou se hand vat langs jou? En dan gaan ons af. Groot en gedigte God, Abba Vader. Here, baie dankie, Here, dat U vanaand hier ons teenwoordigheid was, Here. Here, baie dankie, Here, vir die genesing, as gevind die seëninge, Here, wat U oor ons uitgestuur. Baie dankie dat ons in die huis kon wees. Vir ons kosbaar om in die huis te wees. Loof die Here, o my siel. Vergeet geen van sy weldaad. Baie dankie, Here. Dis wat U vir ons gedoen het vanaand. Seën ons verder in hierdie week, Here, waar ons mekaar het gaan, bring ons terug op U bestemde tyd, Here. Amen.